Vader, dankie. Dankie dat ons kan sing van u liefde, van u genade, van u goedheid, van u godheid. Dankie dat ons weet u leef onder die lofprysinge van u kinders. En dankie Here dat ons net deur ons lewe, maar ook deur musiek, deur sang vir u te kom sê vanmôre, Here, dankie. Dankie vir die voorreg wat ons het om u te mag Vader noem. Ons eer u en ons dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan gerus jou sitplek neem. Goeiemôre almal. Weer 'n keer almal aanlyn, die hele wêreld daar waar jy is. Goeiemôre. Vertrou dit gaan goed daar by jou. Hierdie kant sê jy sien ons dekor lyk 'n bietjie anderster vanmôre. Ons is vanmôre by 'n bruilof. Die saal is reggemaak vir 'n troue later vandag. En dit was vir ons 'n redelike verrassing. Nie 'n verrassing, nie 'n verrassing. Ek is bly julle is hier vanmôre. Ons is 'n bietjie minder as normaalweg. Maar dis ook goed so. Ekskuus tog, ons as jy vir die eerste keer ingeskakel is op 'n elektroniese platform, sosiale media. Ons is besig met 'n reeks rondom die vraag hoekom kerk? Wat is die doel van kerk? Wie is die kerk? Hoe werk die kerk? Wat maak die kerk? En vanmôre gaan ons spesifiek praat oor die struktuur van die kerk. En ons gaan nie net praat oor Jabbok bediening as sulks nie, maar ons gaan praat oor kerk reg deur die wêreld, die hoofletter K, kerk. Kerk, die liggaam van Christus. Ons het dit vir mekaar gesê dat ons is die lewende boustene, ons is ingemessel in mekaar. Ons is nie net teeltjies wat aangeplak is nie, ons is ingemessel, ons is vas aan mekaar en as Christus, ons het verskillende rolle. Christus is die hoeksteen, hy is die fondasie, hy bepaal die rigting, hy bepaal die waar gebeur wat, hoekom, daai tipe van dinge. Jesus is ook die ankersteen daarbo, wat het ons genoem 'n keystone, net die sleutelsteen, waar hy sê, ek is die weg en die waarheid in die lewe, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. My las is lig en my juk is sag. So daai hele struktuur wat aan mekaar gehou word deur Jesus as die keystone en dan ek en jy wat ingebou is op die hoeke en op die mure van hierdie liggaam is die ankerstene. As die dinge bietjie begin rattle en as die ding bietjie begin kraak en hy begin verweer en hy raak ouer, dan is ons die ouens wat vir die res van die stene sê, maar kom sit net stil. Dis jou plek, dis waar jy is, jy's veilig, ek het jou, jy gaan nie uitval nie, jy gaan nie omval nie. So vanmôre praat ons oor die struktuur van die kerk. Nou dis weer eens nie die gebou nie. Dit is die hiërargie as jy wil, binne in 'n gemeente of binne in die kerk, binne in die liggaam. Daar is 'n paar skrifgedeeltes wat ons vanmôre gaan deurwerk. So ek wil vir jou vra om net by ons te bly en regtig saam met ons die pad te loop rondom wie en wat God bedoel die kerk, die liggaam moet wees en dan ook wees ons Jabbok bediening en hoe het ons daarby uitgekom. Wat 'n skrif gebruik ons om te sê maar dit is ons skepingsdoel, dis ons nismark. Ons het nou die dag ook by ons plaaslike fraternal met al die predikante en pastors wat koffie drink 1 keer 'n maand. Toe vra die een ou ook vir my spesifiek, maar wat is Jabbok bediening se bestaansreg? Hoe sal ons dit definieer? Wie is ons? Is ons evangelies? Is ons gereformeerd? Is ons gedit? Is ons hoe ook al, wat ook al? En ons kon by 'n punt uitkom waar ons sê dat Jesus sê net voor die hemelvaart, gaan en maak disippels. Gaan Jerusalem, Judea, Samaria, die uiteinde van die wêreld, gemaak die mense my disippels. So, wat is ons hooftaak, jou hoofdoel? Jabbok bediening, die Jabbok rivier, waar God die nag met Jakob gestoei het, doen hulle allerlei dinge, en dan net, ons weet, net baie vinnig, as jy dalk nie weet nie, ek gou vir jou 2 sekondes die agtergrond gee. Esau en Jakob is boeties, hulle is 'n tweeling, maar Jakob word tweede gebore, en hy gryp sy boetie aan die hakskeen en hy sê, jy gaan vir my nie hier alleen los nie, ek gaan saam. So Jakob is the crafty one, die ou wat planne kan maak die hele tyd.
Maar dan maak hy 'n paar skewe planne ook in die lewe. Hy vat sy broer se eersgeborene reg, hy ruil hom vir 'n pot lensiesop. En dan as hulle pa Isak hulle moet seën, dan gaan Jakob en sy ma en hulle trek vir hom velle aan van diere en ja, Isak dink dit is Esau en hy seën vir Jakob asof hy die eersgeborene is. Wat toe nou gebeur met 'n klomp probleme veroorsaak van daar af, dat die twee boeties is baie kwaad vir mekaar. In feite Esau wil net vir Jakob jag en hom aanrand en doodmaak en al daai dinge. En dan is dit nou klomp jare later wat Jakob sê, maar ek moet gaan vrede maak. En dan vat hy sy vrou en sy familie en al sy vrouens en familie en diere en goed, en hy stuur offerhandes vooruit vir sy broer, om te sê, hoorie, maak net die ou se hart sag, ek kom. En dan die nag by die Jabbok rivier, dan stop hulle slaan kamp op, en dan kom God na Jakob toe, en hy sê vir hom, Jakob, weet jy wat, ek soek vir jou alleen. Los jou vrouens en jou familie en jou diensknegte en al hierdie goeters, kom jy net hier, ek wil met jou 'n bietjie 'n gesprek hê. En dan stoei hulle die hele nag. Jakob weet nie, dit is God nie, hy kry hom nie gewen nie, en dan as die son begin opkom, as die dag breek, dan sê Jakob, maar ek gaan jou nie los tot jy my seën nie. En dan gebeur daar 'n paar goed. God slaan sy heup uit potjie uit. Dit klink vir ons nie na 'n seën nie, maar hy verander die manier waarop hy loop. As jy op daai vlak van intimiteit met God worstel en stoei en by mekaar kom, dan verander God die manier wat jy loop. Dis eenvoudig so. So ons sê vir mekaar, never trust a man without a limp. As jy in God se teenwoordigheid inloop en net weer uitloop, wat het verander? Die manier waarop jy loop. God verander sy naam na Israel toe en hy sê vir hom, sodat jy die nasies tot seën kan wees. En dan ook sê God vir hom, ek seën jou, sodat jy die nasies tot seën kan wees. Dis nie vir jou nie, dis vir dit wat kom, dis vir mense wat agter jou is en saam met jou gaan. By Jabbok bediening sê ons, dis 'n plek van oorgawe. Dis 'n plek waar ons met God stoei en kom en die lewe ruk en pluk en doen wat hy wil. En dan kom ons op 'n stadium waar ons sê, Here, maar ek kan nie meer nie, as surrender, ek gee oor. Jabbok bediening 'n plek van oorgawe, 'n nuwe begin wat God sê, maar ek is lief vir jou, ongeag wat. Ons het dit nou gehoor in daai liedjie wat sê, jy's nooit alleen nie, God is by jou. Daar's niks wat ons kan skei van die liefde van God nie, geen diepte, donker, moord, dood, al hierdie, daar is niks wat jou kan skei van die liefde van God nie. God is so lief vir jou, hy ontmoet jou waar jy is, maar hy is te lief vir jou om jou daar te los. Hy vat jou saam, hy sê vir jou, kom. So, dis 'n plek van 'n nuwe begin. Dis 'n nuwe begin, ons is hier in Newton Hall, in Jeffreys Bay, en dit is die ou gemeenskapsaal, dis steeds die gemeenskapsaal, hy is steeds oud, maar hulle maak hom mooi, baie keer is hy nou vir 'n troue heeltemal 'n ander identiteit, maar hulle het hierdie plek mooi gemaak. In die voortyd was dit die tyd, onthou jy toe die natte en die sappe nou nog by mekaar was, en wat tomaties gegooi, en hier het lekker politieke vergaderings gehou, en dit was die saal van die dag. Maar toe die saal verval, met baie liefde en respek aan die rolspelers van die tyd en oor die tyd, die saal het ten gronde gegaan, hier was goeters, dit was nie mooi nie. En toe kom daar 'n nuwe seisoen, en hulle maak die plek reg. Hy word geverf, die vensters is mooi, die badkamers is nuut geteel en oorgedoen, die vloere is afgeskuur, hier is weer lewe. So, dis vir my simbolies, die saal en Jabbok, 'n plek van nuwe begin, ongelooflik, en dan die plek van grootste oorwinning, in God se teenwoordigheid, as hy vir jou sê, ek vat jou hand, kom ons loop saam, kom ons gaan saam, jy is meer as 'n oorwinnaar, hom wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is, al daai mooi dinge, dan het ek en jy op 'n punt gekom waar ons is, maar hierdie kerk, Jabbok bediening, en die kerk, internasionaal, in die dorp, in die land, in die provinsie, waar jy hom ook al wil sien, daar waar jy is, vanmôre in die wêreld, jy weet hoe lyk kerk vir jou, daar is altyd 'n struktuur aan. So, kom ons begin by die begin, ons bedieningmodel, by Jabbok bediening. Hierdie ou vra vir my, wie is julle, wat doen julle, hoe werk dit? Ek wil sê, ons maak disippels.
Ja, daar kom wedergebore en daar kom bekeerlinge by. Maar disipelmaking, want anderster as jy net by die bekering en by die wedergeboorte vashak, dan maak ons straatkinders. Dan verwar jy mense. Jy kan tog nie 'n kind baar in die lewe en hom maar net daar los en sê, okay, leer jy nou maar jouself. Jy sal maar leer eendag hoe om te eet en te praat en te wat. Nee, jy care en jy is daar. Okay, ons gaan daaroor praat nou. Ons fondasievers, Markus 12:28 tot 31. Ek lees uit die Afrikaans 53 vertaling. Jesus is bymekaar met sy disippels en 'n klomp mense. En dan lees ons daarin toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, ons het al baie hieroor gepraat, die Shema uit die Ou Testament in Deuteronomium, waar die Israeliete bid, hulle is God se volk, ons is God se liggaam vandag. Maar Jesus verwys hulle terug na hulle kultuur en hulle agtergrond, en hy sê vir hulle, luister Israel, die Here onse God is die enige God. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dis die eerste gebod en die tweede hieraan gelyk. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar's geen ander gebod groter as die een nie. So, net weer opsommend vir die van julle wat weet, vir die van julle wat nie weet nie, hier is hoe ons dit doen. Hoe ons daai skrifgedeelte gevat het en klomp ouens oor baie jare wat pampoen eet vir ontbyt, hulle het hierdie goed geskryf en hulle het hierdie goed geformuleer en dis 'n handleiding of 'n rigtinggewend wat ons gebruik en aan mekaar kom as ons sê ons is 'n holistiese disipelmaking gemeente of gemeenskap. Holisties. Koos, dis New Age. Nee, dit is nie. Hulle het nou maar net toevallig die woord ook raak gelees en toe gebruik hulle hom. Holisties beteken net in totaliteit, in volheid. So moenie daaroor nou 'n maagseer bou nie. Holisties disipelmaking. Disipelmaking beteken eenvoudig die disippels in Jesus se tyd. Daar was 'n ding onder die Jode wat gesê het, jy moet so naby aan jou rabbi loop, jou leraar, dat die stof van sy sandals moet op jou kleed kom sit. Dit is disipelmaking. Dit is nie net om 'n toespraak te luister of 'n preek te luister op 'n Sondagoggend of 'n wanneer ook al, en dan sit verby dan gaan nee, ons bly by mekaar ingemessel. So, okay. Ek moet net daarom 'n een ligter trant opmerking gou maak. Julle lyk vreeslik ernstig en julle intimideer my as ek julle so kyk. Onthou julle verlede week se Bybelgrappies? Ja, daar was nog 'n ene gewees, ek het dit vir julle vertel, vir van julle. Die ou dominee wat preek nog uit die Hoog-Hollandse Bybel uit. Maar sy vingers is nou al, jy weet as 'n ou so staan en vryf die hele dag, jou vingerafdrukke raak ons nou weg. Jou hande raak so glad. Jy al gevoel ou mense se gladde hande. Ek het nie gladde hande nog nie, ek is nog nie oud nie. Maar nou staan en hy preek daar by 'n sendinggemeente. En hy is daar onder en hy lees hier op hy sê, en Moses klim op die berg. Hy blaai so om. Hy sê, en hy vloog weg. Dog nie, daai kan nie wees. Ek het nog nie hierin so gelees, en hoe gaan hy weer terug? Hy sê, ek lees weer, en Moses klim op die berg, en hy vloog weg. Dan gaan weer terug, die derde keer sê hy, maar, wag, ons gaan net bietjie fokus, hier gaat hy, en Moses klim op die berg, en hy vloog wragtig weg. Ja, toe sit die blaaie nou aan mekaar, maar die verdere grappie tot daai ene, is dat 'n ou daar in die gehoor opspring en sê, Keram, hy het my sandals aan. Ja, okay, sommer net om julle bietjie op 'n ander vlak te kry. Hoe werk holistiese disipelmaking, ek bly julle vra. Die eerste een is geestelik. Jesus sê, jy moet die Here jou God dien met jou hele hart. Baie eenvoudig, het jy jou hart vir Jesus gegee. Het jy tot wedergeboorte gekom, het jy op 'n punt gekom waar jy gesê het, ek het dit probeer, ek het dat probeer, hierdie pastor het my gedrop, en hierdie kerk het my gedrop, hierdie mense het my gedrop, ek verstaan nie die Bybel nie, die besigheid is besig om bankrot te gaan, my kinders het 'n probleem, my man en my vrou is deur mekaar, ek is net afheaded, boom, I surrender, dan is jy op 'n goeie plek.
Dan sê ons vir jou wie, wat as jy daar buite sit vanmôre en jy voel, ek kan nie verder nie, ek weet nie waarheen nie, dan wil ek jou nooi, kom gesels met ons. Dis 'n eenvoudige waarheid, waar Jesus sê, as Nikodemus vir hom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê, dan sê Jesus vir hom, jy moet weer gebore word, maar Nikodemus sê, nee ou, jy verstaan nie, ek's 'n groot mens, hoe gaan ek terugkom in my moeder se skoot? Jesus sê, nee, jy verstaan nie, een keer in die vlees, nou in die gees. Dis die antwoord, moenie sukkel nie, moenie wag soek en sukkel, nee, nee, ons wil nie dit doen nie. Hoekom? Jesus sê, ek staan by die deur vir jou hart te klop, kom. So ons bedien mense geestelik, ons bedien mense emosioneel. Mense kom in hierdie saal in, mense kom in die dorp in, ons is almal inkommers. Die meeste van ons, 99% van Jeffreys Bay, kom van iewers af. As jy hier gebore is, was dit 'n tuisbevalling, want hier is nie 'n hospitaal nie. Hier is niemand gebore in Jeffreys Bay nie, baie min mense. Almal kom van iewers af. En dis emosioneel. Die ouens wat berading en traumaberading en hierdie goed doen, hulle sê vir ons dat dood, egskeiding en verhuising is 100% trauma in 'n mens se lewe. En hoeveel keer gebeur dit? Dat jy gaan op pensioen, jippie, maar dit is 'n trauma. Want jou identiteit verval, jou bestaansreg, jou doel, nou gaan iemand dood, ons raak geskei. Wat ook al, die kinders sê vir jou, ouma, oupa, jy kan nie alleen op die plaas bly nie, kom dorp toe. Mense trek, mense is onder trauma. Ons doen emosionele gesprekke, berading, begeleiding. Hoe doen ons dit? Weet ek alles? Nee. Maar hier sit julle almal. Elke ou hier het sy eie storie. En as iemand hier inkom en sê, maar hier's my omstandighede, dan sê ek, prys die Here, hier's nog een, gaan praat julle twee met mekaar, drink julle saam koffie. Ons sal die geestelike rigting aanwys, en maar dis so maak mens. Onthou julle, ja, daar gaan ons. Kom aan. Emosioneel, intellektueel. As jy aftree, as jy Jeffreys Bay toe trek op watter ouderdom ook al, ons daag mense uit om te sê, hoorie, het jy al hierdie boek gelees? Het jy al dit oordink? Het jy al dit bedink? Het jy al, kom ons mekaar net, jy kan nie net sit en 'n seepie kyk op TV en 'n tydskrif lees en dis dit. Jy moet tussen mense kom, jy moet gechallenge word, intellektueel, ons is besig om te groei. Jou werkdimensie, ons het nou die dag die voorreg gehad om 'n ou te help om in 'n man en 'n vrou, in feite for that matter, twee verskillende mense, maar twee verskillende gesinne, ons gaan daar. Mense wat inkom en sê, maar ek sukkel, my baas, en dit, en okay, hoe doen 'n mens dit? Kry die intellektuele mense by mekaar, mense wat besighede gehad het, mense wat personeel in bestuur gedoen het, mense wat die arbeidwet ken, hoe werk dit? Wat gebeur? Wat is jou opsies? Kry jou skill sets by mekaar, wat kan jy doen? Hoe werk dit? En daar sê ons, okay, jippie, jy het 'n nuwe werk, be blessed, gaan vir dit. Ons help mekaar, ons probeer om by mekaar betrokke te raak en te bly finansiëel. Ons kan nie vir jou geld gee of leen maar hier is baie mense wat baie kundig is om 'n spreadsheet op te stel en te sê, dit wat jy het, hoe bestuur jy dit? Want onthou julle, geld is die wortel van alle kwaad? Nee, dis nie die waarheid nie, hoor mooi wat sê Koos. Geld is die liefde vir alle, nee, die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad, dis wat die Bybel sê. So ons gaan jou leer om geestelik, intellektueel, vernuwe jou denke rondom jou geld. Wat het jy, wat gaan jy, dit maak nie saak of jy 10 rand of 10 miljoen rand het nie, wat maak jy daarmee? Hoe hanteer jy dit? Bestuur jy jou geld of bestuur jou geld jou? So dis lekker, dit is 'n holistiese benadering. Sosiaal, ons hou van kuier. Man, ons bak koekies en ons hang rond en ons doen net alles wat ons kan. Ons loop op die strand en ons braai op die strand en 'n kilometer wors is altyd in die koelbek en dis net lekker. Sosiaal. Hoeveel mense sit daar buite wat net sosiaal onttrek het? Iemand raak geskei, iemand gaan dood, iemand verhuis na 'n nuwe dorp toe. Ons het mense gekry hier in die dorp wat sê van, nee, maar ek het my kerk, okay, ja, daai kerk, prys die Here, dis amazing, wonderful. Ons is ook nie in die dorp, waar is daai kerk? Nee, ek weet nie, ons is nou 8 jaar terug hier na toe getrek,
Maar ek was laas in die kerk daar by daai plek. 8 jaar later, en jy het sosiaal onttrek. Ek het nou die dag met 'n vrou gepraat. Sy sê vir my, nee, sy was in COVID verskriklik siek, en sy het net nooit eenvoudig 60-60 kom lewer die goed by die hek af. Sy sien niemand, sy praat met niemand. Sy wil nie eers met my FaceTime maak nie. Ek spot nog, ek sê van maar daar's 'n antivirus op my foon, ek beloof ek sê jou nie aansteek nie. Sy sê, ek praat met niemand. Sy sit hier in ons dorp, julle. Dis dalk jou buurman, jou buurvrou. Wanneer laas het jy gesien dat die gordyne skuif? Wanneer laas het jy oorgeloop en gesê, hoorie ou, hoe gaan dit met jou? Is jy alright? En dan fisies, ons gym nou nie so die hele dag, party van ons gym, well done, is oulik, maar ek was baie lanklaas in die gym. Maar ek stap daarom op die strand, en my vrou kyk dat ek reg eet en al daai dinge. So dis wat ons probeer doen, julle. As ons sê ons is 'n familie wat ingemessel is by mekaar as die liggaam van Christus, dan is daar geen rede dat ek en jy moet sukkel nie. Ja, ons het nie die antwoord op alles nie. Sy naam is Jesus, altyd. Maar die operasionele, praktiese uitleef daarvan, sit hier in hierdie saal. So as jy vanmôre aanlyn, daar waar jy is, nie hierdie ondersteuning het nie, en jy het nie hierdie gemoedsrus om te sê, maar as my geyser bars 2 uur in die môre, wie gaan ek bel? Ek wil jou uitdaag, raak betrokke. As jy nie in die dorp is nie, gaan soek vir jou 'n kerk wat regtig woordgefundeer hierdie goed leef en doen. Moenie sukkel nie. Kom ons kyk na hoe God ons toegerus het in die liggaam, in die kerk, met die bedieningsgawes. Nou asseblief, ons praat nie nou gawes van die Gees nie, ons praat bedieningsgawes. OK, daar's 'n verskil, daar's 'n onderskeid. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 4 vers 11 tot 15. En dit is die gawes wat hy gegee het. Ekskuus, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons lees ook daarvan in 1 Korintiërs 12. 'n Mens het een liggaam, maar die liggaam het baie dele. Ja, daar's baie dele, maar die baie dele saam is een liggaam. Kom ons kyk gou-gou die 5voudige bediening. Ons het dit geleer toe ons in die kinderkerk was. Onthou julle Sondagskool? Hier gaan ons, hoe werk hulle? Die apostels is die ouens wat nuwe dinge doen. Dis die ouens wat voorloop. Dis die ouens wat grond breek. Dis die ouens wat nuwe inisiatiewe binne in die kerk en kerkplanting en al hierdie goeders. Die apostels van Jesus. Hulle gaan uit en hulle vertel van mense wat nog nooit gehoor het nie. Hulle doen nuwe dinge. Hulle challenge mense in dit wat hulle doen. So dis die apostels. Profete is die ouens wat woordgefundeer die fokus op die woord hou. Asseblief julle, profete is nie die toekomsvoorspelling nie. Dis definitief nie die weervoorspelling nie. Vanmôre was die weervoorspelling nou vir die eerste keer in baie maande reg, toe hulle sê het gaan 60% reën. Ons kry net 60% reën, ons kry nie millimeters hier in Jeffreys Bay nie. Hoeveel het dit gereën? 60%, dankie tog. Maar profete is nie mense wat kom en vir jou sê, o, die Here sê. Onthou, wat sê die woord? Jy moet niks byvoeg, jy moet niks wegvat nie. OK? So as iemand by jou kom en sê, ek het vir jou 'n profetiese woord,
dan sê jy vir hom, jy beter sorg dat dit in die Bybel staan. Anders wil ek dit nie hoor nie. God gaan nie by jou oor my kom skinder as hy vir my iets wil sê, hy sal vir my sê. Hy gebruik mense natuurlik vir teregwysing, vir rigtinggewend, vir opheffing, vir aanmoediging, al daai goed. Maar as iemand by jou kom en sê, die Here sê julle gemeente groei nie en ons moet 7 maal om hierdie saal dans met ons belde so om mekaar se nekke vasgemaak, dan gaan die Here deurbreek en 'n herlewing bring. Waar staan dit in die Bybel? Waar staan, moenie julle, ons het gepraat oor hierdie goed van Christianies. Paulus skryf vir ons daar in Efesiërs, moenie soos kinders wees wat op en af soos golwe agter elke ding verbyhardloop nie. 'n Profeet is iemand wat sê die Here sê, die woord sê en daarom kan ek en jy dit doen. Hier is vir jou bemoediging. Die Here dink net aan goeie goed aangaande jou. Dit klink oulik, dit staan in die Bybel. Die Here sê Oktober maand is jou maand van deurbraak. Waar staan dit? Waar kry jy dit? Ja, maar dis 'n openbaring. Nee, nou sê jy by jou eie openbaring. Openbaring van die woord van die Here gelei deur sy gees, woord van wysheid, insig, waarheid, onderskeiding. Julle, ons moenie pampoene wees nie. God het hierdie bedieninge in die kerk gegee. As jy 'n profetiese bediening het, het God vir jou die woord op 'n unieke manier oopgebreek om dit aan mense te gee vir rigting, vir onderrig, vir so. Moenie 'n bespotting van hierdie goed maak nie. Evangeliste is jou pinkie. Dis die ou wat Vrydag aand op die hoek tent opstaan in Qatar uithaal, vreeslik geraas maak en bring net mense en daar's 'n boodskap en bom, mense kom tot wedergeboorte, maar dan het hy hierdie ander 4 ouens rondom hom nodig om daai oes op te tel om groot te maak vir disipelmaking. Jy kan nie net 'n evangelis wees van dorp na dorp ry en jy het geen infrastruktuur. Evangelistiese bediening van klomp jare terug was 'n ou met die naam van Reinhard Bonke byvoorbeeld. Hy was 'n sendeling geweest, maar hy was 'n evangelis deluxe. Daai ou kon praat, hy's 'n orator, hy trek 1 miljoen mense in Nigerië bymekaar by een byeenkoms. Oor 'n naweek, by 1 miljoen, het jy al in jou lewe met 1 miljoen mense gepraat. Selfs op Facebook en wat, ons het 500 views van hierdie ding, dis nie 1 miljoen nie, ou, Maar wie wat het Reinhard Bonke gedoen? Hy het 6 maande voor die tyd 'n span ingestuur in elke evangeliese kerk in die area, se leiers en se potensiële leiers opgelei as klein groep leiers. Die dag toe hulle daai byeenkoms hou en hulle stap daar weg, het hulle 1 miljoen papiertjies met name op van mense wat hierdie ding bygewoon het. En teen daai Woensdag is 'n miljoen mense in kerke, in klein groepe, in Bybelstudiegroepe, in gebedgroepe, in ondersteuninggroepe in. Dis 'n verantwoordelike evangelis. Jy loop nie en sê vir 1 miljoen mense, die Here is lief vir jou, dan stap jy weg. Nee, jy doen nie dit nie. Herders, dis die ou met die trouring dra, hy versorg die kudde. Hoe gaan dit met jou? Wat gebeur? Wat maak jy? Kan ek hoor jy het 'n afspraak daar in die groot dorp by 'n dokter, kan ek saam met jou ry? Is jy okay? Kan ek dit vir jou reël? Ons mekaar fisies versorg. Daar's fisiese versorging wat plaasvind in kerke vandag in die wêreld, ongelukkig, wat nie Bybels is nie. Hulle het daai skrif gevat wat sê, die leraar of die ouderling moet die weduwees versorg. Nie die waarheid nie, julle. Dis nie wat die Bybel bedoel nie. Leraars doen Bybellering. Pas op vir life coaches, hoor. Life coaches is 'n ander ding, daar is 'n plek vir dit. Maar 'n leraar, iemand wat sê ek is die leraar in die gemeente, woord, dis waaroor dit gaan. So, hoekom wil ek en jy binne in Jabok bediening vir onsself 'n titel toeëien? Hoekom wil ek vandag hier staan en sê ek is die leraar van die gemeente? Wie gaan die ander 4 doen? Op die uur van jou behoefte gaan God vir jou die gawe gee, het hy reeds vir jou die gawe gegee, maar gaan God die gawe laat manifesteer, sodat jy die behoefte van die persoon voor jou kan aanspreek. Dit help nie, ek kom by jou in die hospitaal, en ek sê vir jou, hoe gaan dit, en jy vertel vir my 'n storie,
En ek sê, okay, sorry, ek is eintlik verkeerde ouer. Ek is die profeet. Ek kan nie vir jou niks doen nie. Sorry, ek gaan net gou die evangelis bel. Of ek gaan die herder bel of ek gaan moenie jouself beperk op individuele die volheid van God se gees in jou sal manifesteer op die volheid van die uitdaging wat sit voor jou sit. So ons hierso baie mense vra, maar is jy die pastoor, is jy die leraar? Nee, ek is Koos. Ek is die gemeenteleier. Ek stap voor, ek het 'n messe verantwoordelikheid. Ons gaan dit nou kyk. Maar julle hier is die ouderlinge en die diakens. En ons sit nie vanmôre, daar sit die ouderlinge en hier sit die diakens. Dis oulik en is mooi. Maar doen jy wat daai ampt vir jou sê? Kom ons kyk gou die ampte. 'n herder? 'n herder. Wat doen 'n herder? Hebreërs 13. Julle voorgangers. Dis nou ek en jy. Ons wat voorloop. Hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Ons het nou daai gesprek gehad in die kar vanoggend. Daar gaan 'n tyd kom waar jy as die voorloper, die voorganger, jy het nie 'n posisie nie, jy het 'n platform. Jy het 'n verantwoordelikheid en daar gaan 'n dag kom waar mense na jou toe gekom het, maar jy was hier en jy het my nooit gesê nie. Daar gaan nog 'n erger dag kom waar God voor jou sit of jy voor God staan en die Here vir jou sê, maar wat het jy gedoen op daai dag? Hoe het jy dit? Ek en jy gaan rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle. Dis nou Paulus wat skryf oor die herders. Hy sê vir die gemeente, wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle. Wat beteken onderdanig? Dit beteken help. Dit het dieselfde konnotasie as toe God vir die man 'n helper gemaak het. Die vrou moet onderdanig wees aan haar eie man. In die gemeente, die kerk is die bruid, Christus is die bruidegom. Ons moet onderdanig wees aan mekaar. Wat beteken dit? As ek inkom moet jy op die grond neerslaan? Nee, glad nie. Dit beteken juis, hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? Hoe help ek jou om dit makliker te maak? Wat het jy in gedagte? Hoe, wat? Dis wat onderdanig beteken, want hulle sal dan hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Julle al gesien hoe happy is ek? And I'm serious when I say this. Jy al gesien hoe happy is ek? Hoekom? Want ek het mense rondom my wat hierdie ding verstaan. Wat sê, hoe kan ek jou help? Hoe gaan dit met jou? Wat van dit? Ja, daar's ander ouens wat nou help op die verkeerde manier. Ek het hierdie suiker sweeties gebou, nê? Nee. En dan grei ons suiker sweeties met karamel vulling. Dan ek soeibrand vir 2 nagte wat ek nie kan slaap nie. Dis nie heeltemal wat hierdie versie bedoel nie, maar dankie vir die gedagte, dis oulik. Maar as jy vir my so 'n koekie bring maar 'n pakkie rennie saam. Dan is jy nou onderdanig aan die leier van die gemeente. 1 Petrus, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is op. Dis my opdrag. Dis my opdrag, maar dis ook jou opdrag. Want jy het ook 'n kudde daar waar jy beweeg. Jou vriendekring, jou familie, jou gesin, daar waar jy beweeg. Pas die kudde wat ek vir jou gegee het op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag. Nie vir eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle toevertrou het nie. Maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees en dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon verkry of ontvang. Julle om jou herder te ondersteun, te help, aan te moedig, te bemoedig, te kom koffie drink, te kom net, dankie. Dis goed, want dis God se woord. Dankie vir dit. Wie uitdaag vanmôre, wie jy nie jou predikant, jou pastoor, jou gemeenteleier, jy hom nie bel nie. Of gaan kuier vir hom as jy hom goed genoeg ken. Stuur ten minste vir hom 'n e-pos en sê vir hom, wie mater, ek waardeer wat jy doen. Ek stem nie altyd saam nie, ek is nie altyd in lyn met dit wat jy
maar ek waardeer jou, dankie. Want al e-posse wat op 'n maandagoggend op 'n tafel beland is, jy het nou weer die hele dag gestaan en rondtrap, nee. Jy het nou weer dit gedoen, ons het te veel Engelse liedjies gesing, en wat. Dis nie ondersteuning nie. Dis 'n gees van kritiek, jy bring verdeeldheid, kom ons gaan en sê, hoor jy het 'n ding gesê, ek weet nie waar kry jy dit nie, kan ons hier oor koffie drink, waar, kom, dis ondersteuning. Ouderlinge, die ampt van ouderlinge, ons het nie amptelike ouderlinge aangestel in die gemeente, in Jabok-bediening nie, maar ons het 'n dagbestuur. Ons het 'n dagbestuur en elke een van julle is 'n ouderling. Kom ek wys vir jou, wat sê die woord rondom die ampt en die kwalifikasie vir 'n ouderling, 1 Timoteus 5. Daar is ouderlinge wat goeie leiers is, die gelowiges moet hulle respekteer en beloon, spesiaal die ouderlinge wat baie hard werk en preek en vir die mense leer. Wie van julle het al ooit by enige van ons uitreike, byvoorbeeld, daar gaan staan voor 'n klomp mense en sê, ek wil vandag vir julle iets leer, die Bybel sê. As jy dit al ooit in jou lewe gedoen het, dan is jy 'n ouderling. Dan is jy 'n ouderling, jy is geestelik volwasse, jy is verantwoordelik, jy moet dit so doen. Ons het van die kerkamp 'n amp gemaak, 'n magsposisie van die ouderlinge, ou dominee, ou nee. Dis oulik en dis reg, daar moet struktuur wees. Maar as jy vir oom Jannie op die plaas vra om die finansiële voorsitter te wees, want hy is die rykste boer in die area, dan het jy die verkeerde kriteria gebruik. As oom Jannie uitverkoop is aan die Here en hy bestuur sy gesin en sy finansies en sy plaas en sy lewe volgens God se woord, dan is hy die regte ou. Beklei ek met jou? Nee, ek sê vir jou. Hoekom het ons nie amptelik hierdie ouers se ouderling? Vir die eenvoudige rede dat Jesus se opdrag sê, gaan en maak disippels, sodat almal 'n ouderling kan word. Almal. Ek wil nie dat ons hier in ons Suid-Afrikaanse verwysingsraamwerk, in ons spektrum, ek sit en sê, hy omring hom met mense waarvan hy hou en wat net met hom saamstem en daarom. We don't want to go there. Ek sê vanmôre vir jou in Jesus se naam, as jy hier sit en jy bly Jesus as jou redder en God is jou Vader en jy bestuur jou lewe na die beste vir jou vermoë binne die wil van die Here, binne in daai holistiese 7 dimensies van die lewe, dan is jy 'n ouderling vir my. En dit is so, ons gaan verskil, mense gaan nou van hulle stoele afval en sê, ja, Koos, maar jy breek die kerkorde af en die wat. Ek breek die kerkorde af nie, ek het waardering daarvoor. Ek vra net vir jou broer, jy wat nou sit en daar vir my 'n e-mail stuur, is jou kerkraad volgens God se woord gekwalifiseer om daar te sit? Ek vra vir jou. En as die antwoord daarop ja is, dan sê ek vir jou, prys die Here, be blessed. En as die antwoord nee is, dan sê ek jou, jy moet herbesin. Jy moet teruggaan. Hoekom sit mense op kerkrade wat nie woordgefundeer gekwalifiseer is nie? Gaan lees, Efesiërs, jy kan hom gaan, ons gaan nie nou daar gaan, ons gaan by die, maar daar is spesifiek, jy moet in beheer wees vir jou eie huis. Julle, beteken dit jy mag nooit met jou man en jou vrou verskil en argumenteer, want nee, glad nie. Dit beteken net, jy die vermoë om binne die wil van die Here daai geskil op te los. Dan leef jy binne die wil van die Here. Let's not go there, dis totaal nie deel van my boodskap nie. Filippense 1, van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi, wat deur die Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Met ander woorde wat Paulus hier skryf, is hy sê, gemeente in Filippi, julle verstaan hierdie ding van disippelskap, julle verstaan hierdie ding van geestelike volwassenheid, julle ouderlinge en diakens en almal daar tussen julle, be blessed, go for it. Hy maak erkenning dat daar 'n ampt en 'n verantwoordelikheid en 'n rol is vir 'n ouderling en vir 'n diaken in 'n gemeente. 1 Timoteus 5, die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry vir al die wat hard werk deur te preek
en onderrig te gee. Koos, hier gaan ons na die finansies toe, dis bonustyd, lekker man. Hier gaat hy, 'n dubbel porsie, laat hy kom. Hy praat nie van geld nie, hy praat van erkenning. Wat beteken dit? Dit beteken, mense gaan en sê, hoor ou, ek sien jy werk baie hard. Kan ek vir jou 20% van my tyd gee en nie net 10% nie? Kan ek jou help met dit wat jy doen? Dankie, hier sit ons almal, ons verstaan daai ding. Vanoggend toe ons hier instap, toe is hier 'n hele span om te kom werk en hier's niks om te doen nie. Jippie kan jy. Is dit nie oulik nie? Maar ek en jy kom nie omdat daar baie werk is nie. Ek en jy kom omdat ons die ouens wat hier is wil help, omdat ons rol vertolk om te sê, dit wat jy doen, al pak jy stoele, doen dit as offer die Here. So as jy sien, jou boetie werk kliphard daar waar hy is, gaan na hom toe en sê vir hom, kan ek jou help? Kan ek jou help? Diakens is bedieningsleiers hier by ons. Ons is nog klein, ons het nog nie bedieninge nie, maar hier is bepaalde mense wat bepaalde goed voorloop. By die Blouhuis is daar mense wat voorloop, by Sunshine is daar mense wat voorloop, by Oorvloed is daar mense wat voorloop, by Dekor, wat, daar's mense wat rolle vertolk. Dis jy, as jy nie geweet het nie, jy is 'n diaken, jy is 'n bedieningsleier. Handelinge 6. Die 12 apostels, onthou nou, die apostels van Jesus, wat nuwe goed doen, hulle het 'n nuwe gemeente gestig, hulle is daar, hulle sê, hulle roep al die gelowiges bymekaar, hulle sê vir hulle, dis nie reg, dat ons die verkondiging van die woord verwaarloos, om die versorging te kan hanteer nie. Met ander woorde, hulle sê, hey ouens, ons job, ons is apostels, maar ons werk is om die woord te leer, ons werk is nie om die versorging te doen nie. Ons kan nie daarby uitkom nie. Ons fokus is die woord. Hoor julle, hulle sit op 'n paar stoele, maar hulle sê, ons kom nie by die versorging uit nie. Hier sê hy, nou broers, soek 7 mans onder julle, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees en wysheid het, sodat hulle vir ons hierdie taak, wat 'n taak, van versorging, kan kom doen. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Hoor julle, waar kom dit in, bedieningsleiers? Dankie dat jy vir ouma gaan kuier oor die straat. Mense, dis oulik, maar onthou julle in die voortyd, hier's 'n krisis, staan by 'n siekbed, bel die dominee, hy moet kom, natuurlik moet hy kom, maar dieselfde Heilige Gees in jou is in my, dieselfde woord wat jy lees is die woord dat ek het nie 'n hoër rang as jy nie, ek het nie 'n hotline na die Here toe nie, iemand sê nou die dag, kan ek vir iemand bid, kan ek vir iemand hande opleg, dit staan in die Bybel natuurlik. Ja, maar daar waar ek vandaan kom, het jy dalk 'n bietjie verkeerd geleer. Kom ons kom by die woord uit, wat sê, gaan bedien mekaar, dis julle, dis ek. Ons is almal diakens, die hele dag lank. Jy stop langs die pad by 'n tannie met 'n papwiel en jy help haar om die ding om te ry en jy loop en sy sê vir jou, die Here seën jou, vat dit. Die tannie, dankie, ek was sopas 'n diaken gewees, Ek het dalk nog nie 'n wit das en 'n wat daar by my gemeente nie, maar ek is 'n diaken, ek is geroep, ek verstaan die ampt van diaken. Ek is hier om jou te bedien. Wat probeer ons doen, ons struktuur, as ek sê ons, hier by Jabok, Family Chat, sorry as jy die eerste keer ingeskakel is, maar dis wat ons doen. Dis wat ons probeer doen, ons sê, die Here Jesus Christus is die enigste hoof en herder oor sy plaaslike kerk, en hy regeer deur middel van sy woord en sy gees. Dis nie Koos se kerk nie, julle asseblief. Koos het 'n kerk geplant, nee. God het 'n kerk geplant en hy het Koos gebruik instrumenteel om 'n paar goed te doen. Jy kan probeer soveel as jy wil om te gaan kerk plant, om te gaan kerk maak. Daar's boeke wat geskryf is, 7 steps to this and 10 steps to that en wat. Jesus sê vir Petrus, ek sal die kerk bou op die waarheid, op die rots, en die poorte van die hel gaan nie hierdie ding skade maak nie. Dankie Here vir die voorreg wat ons het, almal van ons, om te sê ons is besig om 'n kerk te bou, met lewende boustene.
Hier sit vanmôre 2 splinternuwe mooi steentjies hier by ons. Ek hoop regtig dat iewers, al is dit nie hier nie, jy nie net 'n aangeplakte teel gaan wees wat oulik is nie, maar dat jy ingemessel gaan raak, iewers in 'n liggaam waar jy kan gaan en sê ek is hier om jou te dien. Regtig, julle, dit is so maklik soos dit is. What's in this for me? Natuurlik in die eerste seisoen, jy kan jou chappie onder die stoel insit, dis alright, hoor, go for it. Maar oor 3 maande van nou gaan ek jou sê, wil jy nie in die oggend voor die diens kom help om daai chappies uit te haal, dat daar plek is vir nuus nie. Jy gaan nie net chappies plak nie, jy gaan begin bedien, somewhere along the line. Jesus is die hoof van hierdie gemeente, die herder, die ouderlinge en die diakens, dis ons almal, is God aangestelde geestelike opsigters wat die gemeente lei. Ons sê dit hoeveel keer vir mekaar. Wat mense sê, Koos, maar julle is nou 2 jaar aan die gang, julle het min of meer, en dis die syfer 80 mense op papier, wat sê dat Jabok-bediening is hulle geestelike tuiste, jy sit met 20, 30, 40 mense voor jy op 'n Sondag, jy weet, hoe bedoel meneer dan nou, wat nou? Wie wat is my antwoord? Vir 2 jaar kon ons hierdie tipe van visie en hart en woord deel. Wanneer die oes kom, wanneer ons volgende Sondag hier instap en hier sit 100 mense, kan ek vir jou sê, gaan kry vir jou 5, gaan kry jy vir jou 5, gaan kry jy 10, soos wat Jesus met die disippels gemaak het met die visse en die brode. Deel die mense in groepe op, kom ons kry net orde hierso, boem, en almal van julle is toegerus op 2 jaar se teaching van wie en wat ons probeer wees. So asseblief, moet nou nie uitloop en vir my sê, ja, maar ek is eintlik nie 'n diaken of 'n ouderling, ek is nie 'n leier in die gemeente nie, jy is. Jy is. Vat dit vanmôre asseblief, jy is. Die pligte en die rolle, ek maak klaar, van amptdraers. Wat doen ons? Werk 6 dae onsigbaar, die 7de dag onverstaanbaar. Nee, ja, dis maklik. Right. Wat doen ons? Almal van ons. Die meeste van dit, of sigbaar, dalk ek, maar almal van julle is betrokke by hierdie goed. Prediking, administrasie, evangelisasie, beplanning, huisbesoek, barmhartigheid, kalenderbeplanning, kursusse, lering, eredienste, kindertoewyding, gelowig doop, nagmaal, gebed, sangaanbidding, finansies, diensbaarheid. Ja, Koos, wanneer slaap jy ou? Die hele nag, maklik. Want ek het mense wat hierdie ding verstaan en my help. Hier sit julle. Ja, maar Koos, jy oordryf dan nou, ou. Ek het nog net 1 keer. Prys die Here, dis 1 keer wat ek het nie hoef te gedoen het nie. Ek kan nie oral wees nie. Ek kan nie almal alles doen nie. Julle doen al hierdie goed. Wat doen ons op 'n weeklikse basis? Eredienste. Ook op sosiale platforms, ek het dit nou genoem. Verlede week se diens, so 450 views. So ons gemeente op 'n Sondagoggend is so min of meer 500 mense wat saam met ons aanbid. Dis 'n messe van verantwoordelikheid, julle. Dis mense wat my bel, dis mense wat my e-posse stuur, mense wat boodskappe stuur en sê, maar jy het nou dit gesê en wat van dit? Ek bly nou hier in Koekenaap en ek bly in Australië en Afghanistan, Pakistan, kan nie verstaan waar ook al en help net. So al hierdie goeters lê wyd. Mense bel julle en sê, wat nou? Mense bel julle en sê, help. Kinderkerk. Ons kinderkerk is so in sy kinderskoene, as ek die woord mag gebruik. Hier sit mense hier, wat nog net moet opstaan en sê, hoorie, ek sal hom vat. Ek gaan nie vir jou sê, maar jy was mos 'n laerskooljuffrou, nee? Jy lyk vir my nou die tannie wat dit wil hê. Jy sê vir my, man, ek so keelvolg vir kinders, dis hoekom ek op pensioen is, verstaan jy my? Ek wil nie 'n kind sien nie. So ek gaan nie na jou toe kom vir jou sê, hallo juffrou, nee. Jy gaan kom en sê, die Here sê, ek gaan dit doen, dankie vir jou. En dit kan maar 'n oom ook wees, hoor. Dit is heeltemal goed so, jy moet net weet, jy het 'n misse verantwoordelikheid. Gemeenskaplike gebed, klein groepe, maandeliks, nagmaal, kindertoewyding, gelowig doop, dis wat ons doen, dis hoe die ding loop. So as jy nie weet waar om betrokke te raak om waar om iets te doen, hier gee ek vir jou lys. Dis die job description van almal as leierskap. Want jy sien, almal is deur God aangestel en toegerus vir die werk van disipelmaking.
Julle, ek kan nie genoeg klem lê op daai ding van disipelmaking nie. Ek en jy moenie bekeerlinge maak nie. Ons moet, maar dan moet jy hom saamvat, dit stop nie daar nie. Jy kan nie vir wie ook al die evangelie deel en net wegstap nie, jy kan nie. Jy moet besef, jy haak 'n venter trailer in jou kar. Hy gaan saam. Daar waar jy gaan daai persoon saam. Ja, maar Koos, jy weet, jy sê nou ons is ouderlinge en diakens en die Bybel sê dit en jy het dalk nou die verse bietjie gekroubaar om hom hier in te druk en, maar ek voel nie toegerus nie, ek het nie Bybelskool gedoen nie, ek ken nie die Bybel uit my kop uit nie, ek verstaan nie, maar weet wat, ons sê dit vir mekaar oor en oor en oor, jou persoonlikheid, passie en gawe, my behoefte. My persoonlikheid, passie, gawe, jou behoefte, dis so maklik so dit. Jy kan goed doen wat ek nog nie eers van gedroom het nie. Ek kan goed doen waarvan jy nog nie eers gehoor het nie. So, moenie jouself kort skiet rondom jou skepingsdoel nie. En dan my lewensvers, Johannes 15 vers 16. Jesus sê vir sy disippels, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies om te gaan vrug dra, vrug wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra, ons het al baie hieroor gepraat. Jy het geen verskoning om nie by 'n hospitaalbed te stop en iemand te bedien met die liefde van Jesus nie. Jy het geen rede om nie tydig en ontydig, sê Paulus, gereed te wees met 'n antwoord uit die woord uit nie. Jy kan net sê, hoorie, maar ek weet nie alles nie, maar iewers Google gaan vir ons help. Iewers in die Bybel staan dit. En as dit nie daar staan nie, is mooi genoeg, dit behoort daar te staan, nee. Nee, gaan nie daar gaan nie. Maar julle, ja, 1 Korintiërs 12, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, drie verskillende gawes, genadegawes. Genadegawes is woord van kennis, woord van wysheid, liefde, simpatie, empatie, pleister opplak, sny mekaar se hare, genadegawes. Dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, ons het dit nou vir mekaar uitgelig. Daar's bedieningsgawes, gasvryheid, administrasie, makkie koffie, wat. En daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge. Kragtige werking, maar dis dieselfde Gees, dieselfde God wat alles tot stand bring. Wat is kragtige werke? Ek en jy is baie keer geneig om te praat van wonderwerke. Wonderwerke is wonderwerke, dis so. Wat is die grootste wonderwerk wat daar is in hierdie lewe? Dis 'n sondige mens wat in 'n toestand van verwydering tussen mens en God loop. En God gebruik jou om hierdie individu die waarheid te gee. Ek en jy getuig, God se Gees oortuig en hierdie ou se oë gaan oop. Jy het dit in jou lewe al beleef, dat jy kan sien, die Bybel sê jou oë is die vensters vir jou siel. Ou is dood, there's nothing. Jy deel met hom 'n eenvoudige waarheid, die waarheid. Hy doen 'n gebed en jy kan sien in sy oë, hy lewe. Dis die grootste wonderwerk wat daar is. Hoekom wil ons sien hoe iemand se been langer word en hoe iemand, wat ook al, wonderwerk, terwyl Hebreërs vir ons sê, om te glo, is asof jy gesien het. Ons het groot geword, ons het bederf geword, geraak, in 'n gemeenskap van instant gratification. Here, ek bid vir hierdie persoon nou in die naam van Jesus, en ek het 'n slapband Bybel en ek spring rond op die verhoog, en ek bestraf en ek belas en ek bedoel wat ek doen, en dan gebeur daar niks. O genade, wat nou? Dan staan daai persoon daar op en dan kom hy 'n maand of 2 terug en sê, wie wat, die kanker is nie weg nie, maar my hele gesin het by die Here uitgekom. Hallo, wat 'n wonderwerk het die Here nou gedoen? Want ek en jy is a man of power for the hour, ons wil nou, dit nou, Here, nou moet jy, nee. God sê, ek sal die werk doen. Die gawes van God
is in en vir die liggaam, en dis net genade. Ek en jy verdien niks. Ek en jy het nie genoeg geleerdheid nie, ek en jy het nie genoeg middele nie. Ons kan nie God se arm draai vir meer genade en vir meer gawes nie. Die gawes wat God vir ons gegee het, het hy beplan en vir jou gegee, sodat jy dit kan toepas en kan aanwend in die liggaam van Christus. Nie vir jouself, nie vir mense rondom jou. Die Griekse woord vir genade is charis. Charis. 'n Genadegawe is charisma. O, jy al gesien hoe charismaties is daai ou. Charismaties is nie 'n geloofstroom nie. Charismaties is 'n geloofstroom wat die mens bygesit het, ons gaan volgende week daaroor praat. Maar charisma is toeganklik. Eerst is vir my lekker om by jou te kom kuier. Jy's so charismaties. Jy's gasvry, jy's joyful. Die Here skyn uit jou uit, dis vir my lekker. Jy's 'n genadedraer. Nie 'n kritiekdraer nie, nie 'n oordeeldraer nie, jy's 'n genadedraer. Daarom is jy charismaties. Jy het charisma. Dis amazing, julle. Dis 'n gawe van God. Kom ons praat baie vinnig, ek maak klaar oor die kennis van die gawes. Want jy sien, Paulus skryf vir die gemeente in Korintiërs, hy sê, wat die geestelike gawes betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Nou, ek gaan hom net met sleutelwoorde deurgooi, ek weet nie hoe hulle op die skerm nie, Lanai, jy kan hom maar rol soos ek gaan hoor, ok, kom ons begin. God het vir ons die gawes gegee, sodat ons kennis van die gawes kan hê, om te wat? Om te geestelike gesondheid te vestig binne die gemeente. As jy weet wat is jou gawe, as jy weet hoe die gawes opereer, as jy weet watter amp het jy, as jy weet wat is jou verantwoordelikheid, dan gaan ons geestelike groei en geestelike gesondheid handhaaf holisties. Op elke dimensie. Op elke dimensie gaan jy iemand tot verantwoording roep. Onthou julle as ons gelowig doop, as ons kindertoewyding doen, dan sou ons voor God en die gemeente in 'n aanspreekbaarheid verhouding. So ek en jy se gawes is vir geestelike gesondheid, dis vir opbou van die kerk. Opbou van die kerk, nie noodwendig net uitbou nie, maar opbou. Onthou Jesus se kruis, God en mens. Onthou Jesus se kruis, mens en mens. Markus 12, jy moet die Here jou God lief hê, die naaste soos jouself. Ons moet die kerk opbou. Dit is vir ons gegee uit genade. Dis God se besluit. O julle, ons kan nie, asseblief, ons kan nie, daar is insidente binne in kerke, binne in geloofsgemeenskappe, waar mense kom en sê, maar ek sê jou leer om daai gawe te hê, hoor. En dan praat ons nie van geesgawes van tale, spraak en uitleg en daai, ek praat van bedieningsgawes. Ek sê jou leer om vriendelik te wees en gasvry te wees. Nee, dis God se werk, jy kan dit nie doen nie. Dit is God se besluit. Dit bring vrug en vervulling. Vrug en vervulling, wat beteken dit? Dit beteken, ek het ook 'n plekkie in hierdie plek. Jippie, jy bring vrug, jy het die plek mooi gemaak. Iemand kom na jou toe en sê, dankie dat jy mooi gemaak het. Dit bring vir jou vervulling, dit gee vir jou purpose. Jy kan môre terugkom. Die gawes verskil van die vrug van die Gees. Onthou julle die vrug van die Gees? Lankmoedig, sagmoedig, slow to anger, al daai dinge. Mooi. Maar die gawes is wat ek en jy met daai vrug doen. Ons moet nie net fokus op die vrug nie. Mense is gawes. Julle, as ek en jy kan snap dat ons op die aarde geplaas is vir die ou voor jou, langs jou, agter jou vandag, dan is jy 'n gawe van God af. Die beste gawe bly die liefde. Geloof, hoop en liefde, maar hiervan bly die liefde. Daar is geen mens op aarde wat bestand is teen liefde nie. Jou neefie daar in Kalahari kan wild wees soos hy wil. Jy wat nou daar sit en jou nou wip vir my en sê, ag Koos, jy weet nie waarvan jy praat nie.
Dis nie waarvan ek praat, dis wat die Bybel sê. Jesus sê ek is lief vir jou, God sê ek is lief vir jou, Jesus sê ek staan by die deur van jou hart. Liefde, 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 gaan jou kom haal. Moenie hardloop nie, jy gaan nie wen nie. Liefde gaan wen. So jy kan net sowel vandag oorgee en klaar kry. Ons bid vir gawes. Ons bid vir gawes. Ons sê Here, hier's 'n gap in die bediening, hier's 'n gap in die gemeente, hier's 'n gat in die liggaamfunksie. Die een ou is die oog, ander ou is die oor, die ander ou is deur mekaar. Here, ons kort 'n nuwe oog. Of ons kort nog 'n oog. Here, of ons, jy hoor, ons bid vir gawes. Maar ons bid nie vir gawes vir myself, vir my eie verheerliking nie, ons bid dit vir die liggaam. Korporatief, ons sien wat is die behoefte. Ons beoefen die gawes. Ja, maar ek kan nie vir 'n ou bid wat kanker het nie. Jy vir 'n ou gebid wat verkoue het, begin daar. En daar is nie groter wonderwerke en kleiner wonderwerke en wat genesing is genesing van God af. Maar begin dit beoefen. Maar ek kan nie kinderkerk aanbied nie. Man, jy kan, daar by die Blouhuis, nê. Gaan vat daai kind en leer net vir hulle, die Here het my mooi gemaak. Dis alles, genoeg, slaap, dan loop jy. Volgende week gaan jy terug en sê hy, hierdie is my koppie, hierdie is my lyfie. Jy sien tot ek kan dit doen, man, kom aan. Wat's fout met jou? Beoefen jou gawes en kom ons gee eer aan God. Alle eer aan die Here. Dankie vir julle wat saam luister en saam kuier en saam journey in hierdie ding. Van wie en wat is kerk? Want kerk is anderster as 'n talentkompetisie, julle. Julle sal agterkom en dis baie intentioneel, baie van hierdie goed wat ons probeer doen en wat. Ek staan nie op 'n verhoog nie. Niks fout met ouens wat op 'n verhoog of op kansel of wat, dis reg, is oulik. Maar ek probeer om nie 'n talentshow aan die gang te sit nie. Wat kan jy doen? Jy sien ons moet draai van wat het ons vir Jesus gedoen, na wat het ons met Jesus gedoen. Jesus sê, ek het jou aangestel om te gaan vrug dra, vrug wat sal hou. Mag die Here vir ons genadig wees, en mag die Here regtig vir ons sy gees van wysheid gee, om ons gawes, ons roeping, ons plek, in die struktuur van die kerk, van die liggaam van Christus te verstaan. En as jy nie 'n lidmaat van Jabok bediening is nie, as jy nie 'n lidmaat van enige kerk is nie, wie nie 'n kerk gaan soek in jou area nie. Gaan praat met die pastor, gaan praat met die predikant, gaan praat met jou pelle, gaan praat, sê, hoorie, waar gaan jy kerk toe? Hoe werk dit? Ek wil graag, want God het die mens gemaak en dit was goed, maar God het gesien die mens is alleen, dis nie goed net vir my maatjie gemaak wat by hom pas, 'n helper. Daai woord wat God gebruik daar om vir hom 'n helper te maak, vir die man 'n helper, ek spot altyd Ilana is my reghelper, maar dis dieselfde woord waar Jesus sê, ek is. Hy deur 'n vrou, deur 'n helper, vir die man, God se teenwoordigheid ingebring. Jy het 'n helper nodig. Jy het nog mense om jou nodig. Gaan skakel in. Praat met my, as daar enige kommentaar, enige vrae is, ons sien uit om van julle te hoor. Be blessed, kyk mooi na julleself. Dankie vir julle gebede, julle ondersteuning, julle kommentare, ons waardeer julle. Ons gaan julle groet, ons gaan luister na 'n liedjie hierdie kant wat sê, breathe. Ek het God se teenwoordigheid nodig. Gaan soek hom, gaan kyk hom. Vrede vir jou, blessings, ons groet julle aanlyners.